Ok, julle, ons gaan vandag 'n paar eksponensiële vergelykings doen vir eksamenvoorbereiding, né? Ons begin iets eenvoudig. Hulle gee my 'n vergelyking en hulle sê iets is gelyk aan iets. So een ding wat ons besef is, en dis belangrik, hier is net een term en hier is net een term, so dan dit maak dit baie maklik. So wat doen ons? Ons deel albei hierdie terme. Daai -5 op 3. Onthou, ons moet altyd isoleer x, isoleer die onbekende. So wat ons gaan doen is, ons gaan deel in beide kante met hierdie tweeetjie, sodat x alleen is. En dis eintlik, ek dink daai is baie obvious. So hierdie is 32, so nou het ons x geïsoleer. Wat kan ek nog doen? En onthou nou, ons werk met eksponensiële vergelykings, so ons gaan heel moontlik al ons grondgetalle of ons getalle in eksponensiële vorm skryf. Okay, so dit is iets wat ek altyd moet onthou. So kom ek gaan sommer 'n side note hier maak. Ek gaan sê met eksponent vergelykings gaan ons altyd in eksponensiële vorm skryf. Julle ken dit as shift factor op julle calculator. Okay. So dis nogal belangrik. Kan ek 32 skryf as 'n eksponent? Ja, 2 tot die mag 5. Okay. Nou sit ons met 'n negatiewe eksponent aan die linkerkant, 'n positiewe eksponent aan die regterkant. Grondgetalle is dieselfde nie, eksponente is dieselfde nie. So wat doen ons? Ons verhef daai mag aan beide kante. In ander woorde, ek gaan albei kante maal met sy resiprook, met 'n -3 op 5. So dit kan uitkanselleer, en dan moet ek dit ook aan die regterkant doen. Ek gaan die mag verhef met -3 op 5. Okay, so as ek hierdie mag verhef het, dan kanselleer al hierdie goedjies uit, net om vir jou te wys. Die 5 kanselleer uit met die 5, die 3 met die 3, daar bly 'n min en 'n min oor, min en min is 'n plus, en dan doen ons dit aan dieselfde kant, aan die ander kant. Ons verhef die mag, kom ek wys vir jou, die 5 kanselleer, omdat hierdie staan eintlik 5 op 1, so die 5 kanselleer uit, so dis eintlik 2 tot die mag -3, wat dan x eintlik 1 op, nou hoe kry ons hom positief, skuif hom onder toe, so dis net 'n 8ste. Julle, hier is ons tweede voorbeeldjie, hulle sê, vind vir x, vind die onbekende. So wat ons doen is, kyk nou weer eens, né, dis net een term en een term. Okay, so dit maak dit eintlik baie eenvoudig, so kom ons vee daai uit. So wat ons gaan doen is, ons skryf ons alles in eksponensiële vorm. So hierdie word 2, nou is dit in rooi, ekskuusie. 2 tot die mag 2, maal 2 tot die mag 3, dis mos wat 8 is, in eksponensiële vorm, op 2 tot die mag, en wat is 16? 2 tot die mag 4, en onthou daar is 'n x buite. Okay, kom ons vereenvoudig 'n bietjie verder. 2 tot die mag 2, 2 tot die mag 3x min 3, gaan daai hakie net so inmaal. So ek sien die hakie hier, ek gaan hom net so inmaal. Okay. Dis gelyk aan 2 tot die mag 4x. So wat belangrik is, onthou ek moet x isoleer, maar die probleem wat ek nou het is, ek sit met 'n x hier, wat onder die breek is, en ek sit met daai enetjie daar. So ons gaan ietsie moet doen, so kom ons gee gou vir elke kop 'n lyf. Ek wil van daai 2 tot die mag 3x ontslaa raak, of ek wil van die getalle in die kant ontslaa raak, aan die linkerkant. Ek wil dit graag oorvat na die regterkant toe. Kyk, kom ons sit net hierdie op 'n breek, ek gaan ietsie vir jou sin maak, totaal sin maak. Nou onthou wat ek nou wil doen is, kom ek merk vir jou daai, ek wil hierdie oor die is gelyk aanvat, na die ander kant toe, en ek wil hierdie en hierdie na die ander kant toe vat. Okay, so, dan nou mooi, hierdie 2 tot die mag 3x gaan mos hier bly. Nou wanneer ek hierdie term oor die is gelyk aanvat, en hy staan sy noemer, dan gaan hy oor die is gelyk aan, dan word hy 'n teller. Okay, hierdie kant is 'n 2, en onthou, hierdie en hierdie terme, hulle gaan nou oor die is gelyk aan, so hulle was tellers, nou word hulle noemers. Okay, so nou kan ek bietjie verder vereenvoudig.
Wanneer ons maal, tel ons mos ons eksponente bymekaar, soos 2 tot die mag 7x, en dis gelyk aan, onthou wat ons doen is, kom ons vat hierdie negatiewe eksponent eers gou boontoe, hierdie min 3, hy word dan ons 'n positiewe 3, want ek vat hom boontoe, hierdie is daar 2 tot die mag 2 onder, korrek. Okay, perfect. Nou het ek 2 tot die mag 7x is gelyk aan. Nou wat doen ons met al ons eksponente? Alles wat bo is plus ek mos, en alles wat onder is minus ek mos. Okay, so ek gaan net hier aan. So 2 tot die mag 7x is gelyk aan 2, 1 plus 3 is 4, minus die 2 is 2. So nou weet ek, omdat my grondgetal dieselfde is my eksponente dieselfde, en daarom kan ek albei kante net gaan deel, so x is 2 op 7. So, hierdie is bietjie meer kompleks, ek sien nog steeds is 1 term en 1 term, kyk gaan mooi, daar is niks plusse tussen my terme nie, en ook nie in die kant nie, so, dit is baie maklik, en ek hamer hier op, want net nou gaan ons doen goed in x bereken met plus en minus tussen my terme, dan moet ek iets anders doen, iets wat ek nie moet vergeet nie, so kom ons werk hier aan, kan ons vereenvoudig, ja die 2 en die x kan inmaal, hier is 'n belangrike konsep, want, okay, kom ons, die is vir elke kop 'n lyf, en kan jy onthou wat doen ons met hierdie, hier skryf ons 'n breekvorm, hierdie word my teller, binne, bo, buite, onder, okay, nou is ek al iewers, so wat kan ons nog doen, ja, daai negatiewe eksponent, gaan ons onder toe skuif, om vir onsself, as met hom kan werk, ons werk nou nie van negatiewe eksponente nie, dit is gelyk aan a tot die mag 2 op 3, okay, kan ons iets doen? Ja, hier kan ek vereenvoudig, want onthou nou my eksponentwette van graad 9, sê wanneer my grondgetal dieselfde is, en ek deel, dan minus op my eksponente, kan jy onthou? So hierdie word a tot die mag 2x minus x, net gewoon 1x, ek gaan nie nou meer 'n breek hê nie, okay, ons gelyk aan a 2 op 3, so ek soek nou x alleen, so ek gaan x isoleer, so ek gaan albei kante deel met a tot die mag 3, so hier is dan 2 tot die mag 3 op a tot die mag 3, en wat doen ons van hier af, wanneer ek eksponente het, grondgetalle het wat dieselfde is, dan minus ek my eksponente, so dis 2 op 3 minus 3, so hierdie a tot die mag x word a tot die mag, nou 2 op 3 minus 3 is eintlik minus 2 en 'n derde, so minus 2 en 'n derde, so dit is eintlik ons net minus 7 op 3, minus 7 op 3, so x is gelyk aan minus 7 op 3, omdat my grondgetal dieselfde is my eksponente dieselfde. Julle, ek gaan dieselfde sommetjie net op 'n ander manier oplos, né? Want daar's mos baie maniere om dit te doen. So ek gaan net vir nou gaan ek hierdie elke kop 'n lyf gee, soos ons dit gedoen het, en ek gaan net hierdie skryf as teller op noemer, okay? Jy kan sien wanneer my grondgetal dieselfde is, plus ek mos my eksponente. So wat van as ek so maak 2x min 3, want dit is plus minus, min 3, min x, so is 2x, plus minus x, is bly net min x, plus 3, so ek tel net alles bo by mekaar, is gelyk aan a tot die mag 2 op 3, nou is my grondgetalle ook dieselfde, so ek kan sê, omdat my grondgetalle dieselfde is, kan ek my eksponente aan mekaar gelyk stel, so hierdie word net x, plus 3, is gelyk aan 2 op 3, en dan kry ons x alleen, ons isoleer x, so is 2/3 minus 3, so dit gee my alweer, wat is, 2/3 minus 3, is mos 2 en 1/3, wat dan minus 7 op 3 is, en dan is dieselfde antwoord. Julle, hier het ons nou nog 'n eksponensiële vergelyking, maar die keer het ek 2 terme is gelyk aan 1 term, nie soos die vorige somme nie.
Nou moet ek altyd vir my besluit, gaan ek die een kant 0 maak of gaan ek x isoleer? Nou die belangrike deel om te kyk is na hierdie eksponente. Wanneer die een breek as 'n eksponent die helfte is van die ander, dan weet ek dis kwadraties en daarom moet ek die een kant 0 maak. So wat ons gaan doen is, ons gaan die een kant 0 maak. As jy nie seker is nie, maak die een kant 0. Jy kan dit altyd later in die som fix. Maar as jy die een kant nie 0 maak nie en jy moes, en dan maak jy droog, né? So as jy nie seker is nie, maak jy dit die een kant 0, nader kan jy regmaak. Nou ons gaan van hier af faktoriseer. Nou ek het al voorheen gesê, hierdie is 'n moeilike manier om te faktoriseer, 'n moeilike ding om te faktoriseer. Ek gaan nou net aan die kant my metode wys. Onthou, daar's horde metodes om dit te doen. Gebruik jou onderwyser of jou onderwyser se metode, maar hier is my metode. Wat ek doen is, ek gaan skryf gou al die faktore van 3 neer. En ek gaan doen dit ook met 21 wat 3 maal 7 is en 1 maal 21. Nou dis die ding wat ek so bietjie anders doen. Hierdie kant waar die minder faktore is, gaan dupliseer ek. Ek gaan sê dis 3 en 1, maar ook 1 en 3. Okay, dis nog vir my nogal belangrik, né? Maar dis nou net my metodetjie, gebruik jou onderwyser se metode. So hierdie is net as jy nou sukkel en jy verstaan geen ander metodes nie. So wat ons nodig het, ons het nodig om hierdie min 2 te vind, om te kriskras maal. So ons soek min 2, of kom ons sê net 2 vir nou. So wat ons gaan doen is, ek gaan so begin kriskras maal. 3 maal 3 is 9, en 1 maal 7 is 7, en kan 9 vir jou, vir 9 en 7 vir jou 2 gee, dit kan. Nou kom ons sê dit het nie, dan moes jy so gaan maal het, en so gaan maal het, en sê nou dit het nie gewerk nie, dan moes jy so gaan maal het, en so gaan maal het, en jy moes aanhou en aanhou maal, tot jy hierdie faktore kry van 9 en 7. Net vir die syk van die som, gaan ek dit net gou bietjie maak, gaan ek dit 'n bietjie moeiliker vir myself maak. So kom ons vee hierdie uit. Ek hoop nou, ek skryf dit nou reg. So kom ons sê die faktore is 3 en 1, en 1 en 3, en die faktore is 21 en 1, en 3 en 7. Okay, so ek het nou vir myself 'n bietjie meer kompleks gemaak. Nou gewoonlik gebruik ons hierdie faktore wat naby aan mekaar is om dit te maal, maar kom ek maak dit nou vir myself moeilik. Ek sê kant 3 maal 21 is 63 en hierdie is 1. Nou dit kan onmoontlik vir my min 2 gee. Onthou, ons soek daai 2tjie. Okay, so kom ons vee dit uit. So nou gaan ek soontoe maal verby die 21. So 3 maal 3 is 9 en 1 maal 7 is 7. Ek wou dit nog moeiliker gemaak het, maar daar is nou weer eens. So nou het ek dit gevind, want 1 maal 7 is 7 en 3 maal 3 is 9 en die 9 en die 7 kan vir my mos die terme gee. Okay, so ek het hulle gevind. Kom ek merk hulle gou. Ek gaan hulle highlight. Ek gaan hulle highlight met highlight, daar is die highlighter. Ek gaan dit sommer net highlight met 'n geel, so daai, en dan kom ons vat 'n ander kleurtjie hierso. Kom ons vat die groen. So hierdie 2 werk. Okay, dit weet ons wat nou werk, né? Okay, ek wil hierdie uitvee, so ek wil dit net skoon hou, dat jy kan sien wat hier aangaan. Okay. So kom ons maak nou ons 2 hakies. Ai, dan gaan ek nou. Kom ons maak dit swart, ons maak ons 2 hakies. Ons weet wat die faktore van 3 gewees, né? Hierdie begin is maklik, want dit is mos net dit. Ek skryf gewoonlik nie 1 nie, ek gaan dit net vir die syk van die som daar skryf. Daai faktore was maklik. Nou moet ek die faktore kry van 21, en weet jy wat nou lekker is? Hier 2 geel is, gaan in 1 hakie, en 2 groen is, gaan in 1 hakie. Nou hier was al reeds 'n 3, so ek weet hier is 'n 7, hier is al reeds 'n 1, dan weet ek daar is 3, en nou moet ek net my tekens gaan uitsort, want wat 3 maal 3 is 9, so ons soek 'n minus en ons soek 'n plus, want 3 maal 3 is 9 en 7 maal 1. Maar nou moet ek nog my eksponent doen. Nou die eksponent is baie belangrik. Ons vat altyd hierdie term se eksponent. Okay, so ons maak dit weer seker. Hoe gaan ons 'n toets gou? Ek het altyd so 'n toets wat ek ook doen. Kom ons doen 'n ander kleur. Ek noem dit die buite binne toets. Ek
maal gaan buite en ek maal gaan binne. 3 maal 3 is 9, min 9 en 7 maal 1 is positiewe 7, soos min 2. Ek is perfek reg. Ons noem dit die binne-buite toets. Okay, so kom ons onthou, gebruik jou onderwysers en metodes wat vir jou sin maak. Hierdie is net 'n alternatief. Nou gaan ons mos die of somme doen. Min 7, 8 plus 7 is gelyk aan 0, of x tot die mag 'n derde, min 3 is gelyk aan 0. Okay, kom ons gaan vereenvoudig nou. Ons gaan ons albei kante deel met, ons gaan eers die min 7 oorvat, en dan gaan ons albei kante deel met 'n 3. Ek hoop dit maak sin. Ek het die plus 7 oorgevat, en toe deel ek my albei kante met 3. Kom ons wys dit net hierso ook, dat ek x isoleer. Okay, so x tot die mag 'n derde is gelyk aan minus 7 op 3. Nou moet ek hierdie mag verhef met 3. Ek moet ook in die kant doen. Belangrik nou dat jy daai minus nie in daai hakie sit nie. Baie belangrik. Want as ek hierdie mag verhef, nou wat is 7 tot die mag 3? Ek wil nou eerder nie kanse vat nie. Ek dink dit is 343. So dit is minus 343 op 27. Nou ons gaan net nou toets ook, gaan vir jou wys. So ons doen die ander kant ook nou, so daai was die een of-som. Hier is die ander enetjie. Ons vat gou die 3 oor. Ons verhef hierdie mag met sy resiprook. So x is net gelyk aan 27. So ek het twee opsies, daai opsie en daai opsie. As ek hulle gaan toets, hierdie opsie gee my geen oplossing nie. Hy werk nie uit nie, maar hierdie ene doen wel. So daar's geen oplossing vir die ene nie, hy is ongedefinieerd, maar daai kant werk wel. Okay. Okay, hier is nou nog enetjie. Nou, gaan ons die een kant nou maak, gaan ons x isoleer. Onthou nou reg in die begin, ek sien hier's 'n paar getalle wat nie in sy priemfaktore geskryf is nie, so kom ons begin met dit. Voor ons nou besluit of ons die een kant met 0 maak, al dan nie. So kom ons skryf eers alles in sy priemfaktore. Ek gaan sommer hier vir elke kop 'n lyf gee. Hierdie 3 het ook 'n min 2, so hierdie 3 behoort aan hom en hom, so ons noem dit koppelyf. En hierdie 9 gaan ek skryf 3 tot die mag 2, maar daar is al reeds 'n x buite, so dis 2x. Okay. Ja, weet jy, ek kan 'n gemeenskaplike faktor uithaal. Ek kan 3 tot die mag 2x uithaal. Nou die vraag is, moet ek die een kant 0 maak? Niks van hierdie eksponente is die helfte van die ander nie. So ons gaan nie die een kant 0 maak nie. Ons gaan faktoriseer. Ons gaan 'n gemeenskaplike faktor uithaal. En wat bly oor? Hierdie 2 tot die mag 2 minus 3 tot die mag min 2 plus 1, omdat ek het hom hier uitgehaal. Kom ek wys net gou. Het hom hier uitgehaal. Hy was ook hier en hy was ook hier. Okay. Is gelyk aan 44 op 3. Okay, so ons is al iewers. Kom ons vereenvoudig hierdie hakie. Kom ons probeer dit doen sonder 'n calculator. 4 minus 3 tot die mag min 2. Jy skuif hom ons onder toe, dan sit sommer net 'n 9de. Kom ons maak dit net eenvoudig vir onsself. Goed. Kom ons maak die hakie nog kleiner. 4 en 1 geef my 5 en 5 minus 'n 9de gee my 4 en 8 negendes. As jy jou calculator daar wil gebruik, meer as welkom, ek gaan nou nie. Kom ons skryf gou daai 4 en 8 negendes as 'n onegte breek. 4 maal 9 is 36 plus die 8 geef my 44 op 9. 44 op 3 in die kant. Nou wil ons hierdie 44 op 9 aan die kant toe vat. So ek gaan op beide kante deel met dit. So ek gaan sê 3 tot die mag 2x en ek gaan hierdie kant, ek hou nie van breuke op breuke nie, ek gaan eerder net sê ons deel dit met 44 op 9. So ons het beide kante gedeel met dit. Okay, om 3 tot die mag 2x alleen te kry. Okay. Wat doen ons van hier af? Onthou wat as ek 'n breek kry gedeel deur 'n breek, gaan ek flip en maal. Ek gaan daai na change na maal toe en die gaan ek flip. En nou is dit eintlik baie eenvoudig, want hierdie kanselleer uit hier, die 3 gaan 9 en 3 keer, so al wat ek oor het is 3 tot die mag 2x is gelyk aan 3
gaan hom sommer eksponent vorm eksponent gee. So ons weet as my grondgetal dieselfde is my eksponente dieselfde. So kom ons gaan hiernatoe. So dit wil sê 2x is gelyk aan 1. So daarom is x 'n half. Ja, ek doen hierdie is 'n baie eenvoudige som, maar ek wil net wys op potensiële foute wat 'n ou kan maak, want ek kan nou eers wys wat 'n ou nie moet doen nie. Jy sien is 2 hakies en nou probeer 'n ou die goed in mekaar inmaal en jy probeer die produk kry van dit. En dit sal totaal verkeerd wees, want onthou nou, hier's klaar een faktor en nog 'n faktor wat ek gemaal het in mekaar wat my 0 gee. Ek moet dadelik die of-somme doen. Dis baie belangrik. So ek doen nou net dit omdat ek wil nou hê jy moet nou nie die fout maak in die eksamen nie. So die hakie is gelyk aan 0 of die hakie is gelyk aan 0. So dis nou eintlik eenvoudig. So moenie die goed inmaal en dan se ou dan jy verlore nie, né? En dan van hier af, so ek gaan sommer albei kante saam doen. En nou wil ek gou hierdie dop net let, onthou nou in graad 9, enige iets in die mag 0 was, enige iets wat, tot die mag 0 is 1. So gaan skryf altyd 1 in sy eksponensiële vorm, dat ons kan weet wat as die grondgetal dieselfde is, my eksponente dieselfde. En hierdie kant gaan ons net gou in sy priemfaktore skryf, so x is hier gelyk aan 2, omdat die grondgetal dieselfde is die eksponente dieselfde. Julle nou kom ons by daai level 4 somme uit, die goed wat sê, los op vir x in terme van k, sulke komplekse goedjies. Nou hier's 'n baie moeilike enetjie, like dit daar, dink ek. Okay, so, eerste ding eerste, ons moet vir x aan die een kant kry. Nou kyk ek na die x eksponente, niks lei na kwadratiese vergelyking of iets nie. So dit lyk vir my asof ons net x aan die een kant moet gooi, alles aan die ander kant moet kry. So dit lyk so. So ek sal begin het, ek sou gou vir elke kop 'n lyf gegee het. So ek dink dit sou die belangrike deel gewees het. 5 tot die mag x, maal 5 tot die mag min k. Gee vir elke kop 'n lyf. So onthou nou, gebruik nou jou gut gevoel, jou gut feeling. En probeer net wiskundig die hele tyd korrek bly. Okay? So daai is eenvoudig. So wat van as ek 'n 5 tot die mag x nou uithaal gemeenskaplik? Want dit lyk amper half obvious dat hierdie 5 tot die mag x amper homself herhaal in albei terme, né? So kan 'n gemeenskaplike faktor uithaal. So ek is al iewers, dan wat bly oor 5 tot die mag min k plus 2 maal 5 tot die mag min k. Dit maak so of sin. So ek dink nie kan een van 'n paar goed gebeur. Ek gaan, voor ek hierdie ding, want gewoonlik sal ons nou die kant gedeel het met hierdie hakie en die ander kant ook. Ek gaan dit net die hakie vereenvoudig so ver as ek kan. En ek dink ek kan amper, want ek het 'n negatiewe eksponent en dink 'n bietjie wat doen ons met hom, ons gooi hom ons onder toe. Die 2 gaan wel bo bly, want dit is net 5, die 5 tot die mag min k wat negatief is. So ons gooi die 5 tot die mag min k's onder toe om positief te kry, né? Nou sit ek hier met 15 maal 5 k tot die mag 2. So is 5 tot die mag k tot die mag 2. Okay? Kan ek kan 'n hakie nog kleiner maak, want dit het eintlik 'n gemeenskaplike noemer, né? Want die een noemer is 5 tot die mag k en die ander ene ook. So ons kan sê die noemer is 5 tot die mag k en wat doen ons dan? Ons plus mos net daai 2. Okay? So ons is nou al iewers en ek dink nou gaan dit makliker wees om oor te gooi. Want nou kan ek deel in die kant met hierdie hakie. Okay? Ek gaan dit nou nie wys nie, maar dan moet ek ook aan die ander kant deel. Ek gaan nie die deel so maak met 3 op 5 tot die mag k. Maar ons gaan altyd die deel change na 'n maal toe en dan gaan ons flip. So kom ons doen dit. Ek gaan net so uitvee en dan doen ons net in een stappie. So ons gaan hom verander na 'n maal toe, maar dan gaan ons hom flip. Ons gaan sê 5 tot die mag k op 3. Ek gaan sommer net hierdie vir jou op 1 sit sodat jy die breek maklik kan sien. So 5 tot die mag x is gelyk aan, wat kan ons van hier af doen?
ons kan sien dat hierdie 3 gaan in die 15 en 5 keer. En nou is my hele noemer onder net 1. So dis eintlik nou lekker. So van hier af is dit nou maklik. Wat het ek oor? Ek het die 5 oor wat daar oorgebly het, die 5k kwadraat en ek het die 5k. En ek dink 'n bietjie nou aan my eksponentwette van graad 9. As my grondgetal dieselfde is, wat doen ek? Ek plus al my eksponente. So hierdie is x kwadraat plus k kwadraat plus k plus 1. Dan, skus ek dit nou baie lelik geskryf. Kom ons skryf net 'n bietjie mooier. So wanneer my grondgetalle dieselfde is, tel ek my eksponente bymekaar. So dit my grondgetal is dieselfde, so ek tel my eksponente bymekaar. Ek rangskik dit somme in dalende magte. Okay. En omdat my grondgetal nou dieselfde is, weet ek my eksponente is dieselfde. So x is gelyk aan x kwadraat plus k plus 1.